Ons sien nie in die Ou Testament nie, ons sien ook nie in die Nuwe Testament, dat die volk Israel of die kerk ontstaan vanuit boeke nie. As ons nou die hele gedagte het van die Bybel alleen, as ons nou het Bybel alleen, ek gaan nou hierso skryf, hier is die Bybel nou, ek teken nou baie lelik, skoon by, daar is die Bybel, die boek, daar lê hy nou moet ek mooi teken, my vrou sal nou vir my sê, ek teken baie lelik, maar daar is die Bybel nou, God gee Bybel, en hier spring die volk Israel boef uit die Bybel uit, en boef, hier spring die kerk nou uit die Bybel uit nie. Ons sien nie dit nie. Ons sien nie hier sit die Here nou 'n Bybel neer, en dan spring die volk Israel daar uit, en hier spring die kerk uit in die Nuwe Testament. Nee, ek weet ek stel dit nou baie cru, maar dis waarop dit neerkom. Die Bybel gaan nie die kerk vooraf nie. Die Bybel gaan nie die volk Israel vooraf nie. Die volk Israel gaan die Ou Testament vooraf. En die kerk gaan die Nuwe Testament vooraf. Christus kom plant nie 'n Bybel nie. Hy kom plant 'n kerk. En vanuit die kerk vloei die Bybel. Vanuit die kerk as die fondasie en 'n pilaar van waarheid vloei die Bybel. Dis eers kerk, dan Bybel. Nie eers Bybel en dan kerk nie. Christus stig nie 'n boek nie, maar hy bring 'n lewende gemeenskap van gelowiges as sy liggaam tot stand, waarbinne hy sy gees plaas. Theopneustos. Christus inspireer nie net die Bybel deur sy gees nie, maar ook die kerk. Daarom dat Sint Irenaeus skrywe, hy skryf in die 2de eeu, waar die kerk is, daar is die gees van God. En waar die gees van God is, daar is die kerk. En dit alles is genade. 'n driepootstoel. 'n driepootstoel, dis wat ons glo die Bybel leer. 'n driepootstoel van Bybel, tradisie, magisterium. Bybel, tradisie en magisterium.